powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Here, dankie dat ons U mag ken en dat ons U naam so kan aanbid. Ons dankie daarvoor. Jy is welkom jou sitplek te neem. Ons is in Pinkstertyd en vandag is Pinkstersondag. En vandag vier ons die ontstaan van die kerk, maar ook die uitstorting van die Heilige Gees. En ek sal graag wil hê ons moet vanoggend saam lees hoe die eerste kerk gefunksioneer het en hoe kerke deur die eeue hierdie teksgedeelte gebruik het as 'n inspirasie vir hoe kerke moet funksioneer. Kom ons lees dit saam. Handelinge 2 vers 42 tot 47. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Hulle het volhard in so baie goed, maar hulle het ook volhard in die nagmaal. Om gereeld by mekaar te kom en om te vier dit wat Christus Jesus vir ons gedoen het. En dit is die anker deur die eeue en daarom gaan ons vanoggend ook saam nagmaal gebruik. En ons gebruik nagmaal met hierdie wete dat daar in elke generasie mense is wat volhard in geloof, sodat hierdie wonderlike boodskap van Jesus Christus oorgedra kan word na 'n volgende generasie toe. So ek gaan vra dat ons die nagmaal uitdeel. As jy die nagmaal vanoggend ontvang, is jy welkom om dit op jou eie tyd te gebruik. Maar terwyl jy dit gebruik, sê dankie vir die Here, vir die kerk deur die eeue wat getrou was, sodat ons ook vandag hier kan wees en saam nagmaal geniet. Gerard, hulle gaan ons lei in aanbidding terwyl ons die nagmaal gebruik en dan na die nagmaal sal ek weer hier voor wees. Worthy of every song I could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and in me with your heart, and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we can ever breathe.
We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes to wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. Here's my firm foundation, and I will my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me with your arm and lead me. To those around me. Kan ek julle vra om saam met ons te sing? Kom staan allemaal saam op. Zo van die preach afgaan. I will build my life upon your love. He is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will build my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me with your love to those around me. Mag die Here ons help om ons lewens te bou op hierdie wete dat hy gesterf het vir ons, dat ons sondes vergewe is en dat die krag wat hom opgewek het uit die dood in my en jou woon en deur ons leef. Dis hoekom ons vanoggend saam nagmaal gebruik het om dit te bely. Ons glo in Jesus. Ons bou ons lewens op hom. Hy is die vaste fondasie. Dalk sê jy hier en jy het nog nie daai besluit geneem nie. Ek wil jou aanmoedig, ondersoek dit, kom praat met ons. Ons sal jou graag wil begelei in so 'n proses dat jy jou lewe kan bou op Jesus Christus. Amen. Jy is welkom jou sitplek te neem. Dankie vir Gerard en die band, ons waardeer dit.
elke Sondag julle voorbereiding, baie dankie. Ons het Pinksterweek gevier hierdie week deur saam te bid en te vas. Ons het ook saam gebid by die kruis. Dankie vir die van julle wat saam met ons bid en droom en hierdie gemeente aan die Here opdra. Ons waardeer dit. Vir die van julle wat kom bid het, ons hoop dit was 'n wonderlike ervaring. Vir die van julle wat saam met ons gevas het, ons hoop regtig dat julle die nabyheid van die Here ervaar het in hierdie week wat verby was. Ons is opgewonde oor volgende Sondag. Ons het Erik Holm wat ons nuwe kruis ontwerp het, saam met ons hier volgende Sondag. Hy gaan ook sy getuienis lewer en ons sal meer daaroor uitstuur hierdie week in ons bemarking, so hou dit gerus dop. Maar dis regtig 'n geleentheid om 'n vriend saam te nooi, om te kom luister na sy getuienis en hoe die Here ook 'n pad met hom gestap het terwyl hy daardie kruis vir ons gebou het. Dan net 'n paar ander goed wat ons onder julle aandag wil bring. Eerstens die Mosambiek uitreik. As jy vir hulle van die protection poppies wil maak, dis hierdie klein poppies, van julle het hulle al gesien, daar's baie mense wat met dit rondloop. My vrou het nou die dag 'n partytjie gehou vir my dogtertjie, hulle het 'n klomp vriende oorgebring en hulle het almal 'n poppie gemaak. So as jy wil deelneem daaraan, is jy welkom om te gesels met Johan en Ilse van Sail. Hulle sal na afloop van die diens daar by die e-desk wees en dan kan julle hulle ook help. Dan Soekie Krog, so opleiding vind ook plaas. Ek's nie mooi seker presies wat die datum is nie. Ek dink dis die 27ste Junie. Ek's nie mooi seker nie, maar daar is meer inligting daar agter by die e-desk. 21ste Junie, dankie Jan. Ek dink wat belangrik is meeste van ons kinders wat kies om die Here te volg, doen dit voor die ouderdom van 13. So hoe om kreatief met 'n kind geestelik te werk, om hulle vrae te beantwoord, is verskriklik belangrik. So as jy belangstel daarin om met kinders te werk, as jy net 'n ouer is of 'n jeugwerker, as jy in die onderwys is, jy mentor dalk jonger mense, dis 'n wonderlike geleentheid vir jou om deel te neem aan die opleiding. Dan ons graad 11 en 12 studente begin met hulle Real Deal kursus saam met Dani. Nou dit is 'n formasiereis waar ons hierdie jong mense wil voorberei vir volwasse wording. In baie kerke staan dit bekend as 'n katekisasieproses. In sekere gemeentes is dit lewensoriëntering of voorbereiding, maar ons wil regtig ons kinders help sodat hulle voorberei is vir volwassenheid en vir volwasse wording. Ons het laas jaar baie goeie terugvoer gekry oor die kursus. Dit skop dan af in die 3de kwartaal, die 20ste Julie, en dit strek tot die 21ste September, en registrasie is belangrik, die QR-kode is daar agter by ons e-desk. En dan die laaste ding wat ek wil noem vir ons afkondigings vandag is volgende Sondag, die 22ste Junie, oor 2 Sondae het ons 'n nuwe lidmate klas. As jy hierso is en jy woon ons dienste by en jy wil meer leer oor die gemeente, is jy welkom om dit te kom bywoon. As jy na ons geluister het en jy wil nie 'n lidmaat word nie, is jy ook welkom om nie 'n lidmaat te word nie. Dit beteken nie as jy daar is, gaan jy 'n lidmaat word nie. Kom luister net waaroor gaan die gemeente, hoe funksioneer ons, waarheen is die Here met ons op pad, en dan kan jy besluit of jy deel wil word van ons gemeente. As jy nuut is en jy is vandag vir die eerste keer hier, asseblief na aanloop van die diens, kom vorentoe, kom ontmoet vir my en vir Jan. Ek's baie mooier, so kom eerder na my toe. Ons sal jou graag wil ontmoet en vir jou welkom wil sê. So ons is besig met ons Pinksterreeks God se plan. En God se plan was van die begin af die kerk, en God het vir die kerk 'n mandaat gegee. Stefan het laasweek begin en met ons gesels oor hierdie mandaat. In Matteus 28 sê Jesus, alle krag en mag is aan my gegee, daarom wees my getuienis in die wêreld. Maar in Handelinge 1 vers 8 sê Jesus, julle sal die krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienis wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Dit is die mandaat wat Jesus Christus vir die eerste kerk gegee het, en deur die eeue probeer die kerk hierdie mandaat uitleef in die wêreld. En verlede week het Stefan met ons gepraat oor maak tyd. As jy Stefan se preek gemis het, dis een van sy bestes. Ek wil julle aanraai, gaan kyk asseblief op YouTube na die preek. Hy het so mooi verduidelik hoe ons nie by God uitkom nie, want ons het nie marge in ons lewens nie.
En hoe ons moet lewe met marge, sodat daar tyd is vir God, sodat ons lewens om God bou, en God nie net inpas in ons lewens waar hy inpas nie. Baie keer mis ons uit op dit wat God vir ons het, wat ons probeer om inpas, eerder as wat ons lewens om hom moet bou. So gaan kyk asseblief na Stefan se preek, as jy tyd het. Vandag wil ek gesels oor hoe hierdie kerk hierdie mandaat probeer uitleef het. En ek sal graag weer ons teksgedeelte vir vandag vir julle wil lees. Handelinge 2 vers 42 tot 47. Nou ek was seker al by 100 kerkkonferensies in my lewe. En meeste van die tyd is daar iemand wat hierdie teksgedeelte uitpluk. En dan praat hy nou met hierdie klomp kerkleiers en leraars en pastore en dominees. En dan is dit trane. Want ons almal kyk na hierdie teksgedeelte en ons voel ons sukkel. En dis moeilik. Maar hierdie is die ideaal. Hierdie is waarmee ons werk in ons koppe. Hoe hierdie eerste kerk geleef het. Onthou nou, die Heilige Gees is uitgestort. Toe gaan Petrus en hy preek en 3000 mense kom tot bekering. En hierdie is hoe hierdie eerste 3000 Christene saam met die eerste disippels geleef het in Jerusalem. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Is dit nie 'n wonderlike prentjie van die kerk en wat die kerk kan wees en wat die kerk moet wees nie? En hierdie is die ideaal, hier's waarna toe ons werk. Daar is niks soos die kerk wat 'n gemeenskap transformeer as die kerk reg werk nie. Daar is nie 'n beter alternatief as die kerk nie. En dis wat ons vandag vier op Pinkstersondag, is die ontstaan van die kerk. Dit is God se plan om die kerk te wees. Die kerk is Christus se liggaam op die aarde. Die vleeswording van Jesus het nie opgehou nie. Ons is sy hande en voete. Ons is nou sy vlees in die wêreld, gevul met sy krag, die Heilige Gees, wat deur ons funksioneer en werk. Dit is die Nuwe Testamentiese beeld. Maar iets wat vir my uitstaan in hierdie teksgedeelte, is hierdie woordjie volharding. Volharding, vers 42, en hulle het volhard. Ons sien in vers 46 sê dit, hulle het eendragtig volhard. Dis 'n interessante Griekse woordjie vir volharding. Dis die woordjie, ek kan vir my een teruggaan, ek's nog nie daarson nie, dankie. Proskartereo. Kan jy dit sê? Proskartereo. 1, 2, 3. Proskartereo. Daar's hy. As jy 'n Griek sien in die straat, sê vir hom, proskartereo. Volhard, byt vas, hou aan. Hier's, as jy 'n sin moet gee vir hierdie Griekse woord, is dit die volgende. Continue to do something with intense effort, with a possible implication of difficulty. Om aan te hou. Die Engelse woord, as jy hom direk vertaal, is unrelenting, onverbiddelik. Dit is die woord. In die eerste sin, en hulle het volhard, hulle was onverbitterlik besig
met hierdie goed. Die vinnigste kwynende menslike vermoë vandag is volharding. Ons verloor ons deursettingsvermoë. As jy kyk na die wêreld, mense sien goed nie meer deur nie. Ons gee baie vinnig op. Ons sien dit met ons kinders vandag. Die volharding wat ons as 'n mensdom gehad het, is net nie meer daar nie. Ek werk met baie jong mans wat vir my sê, my lewe gaan nêrens heen nie. Maar hulle volhard nie. Is interessant, sielkundiges is nou besig om meer en meer mense te diagnoseer met die volgende term, en jy kan hom nou vir my opsit daarso, dankie. Commitment phobia, gamophobia. Ons het bang geword om onsself toe te wy aan iets en te commit. Nou daar's regtig iets soos commitment phobia. As jy mishandel was in 'n verhouding of jy het baie seer gekry, jy het slegte ervarings in 'n verhouding gehad, dan ontwikkel jy hierdie gamophobia. Jy wil jouself nie meer commit aan iemand anders nie. Jy kan dink aan iemand wat mishandel was in 'n verhouding. Dan sit hulle met hierdie vrees om te commit. Maar dit lyk asof daar so 'n wolk, 'n donker wolk van commitment phobia op ons as die mensdom neergedaal het. Mense sien goed nie meer nie, hulle begin en dan is dit verby. Plekke soos die gym byt jou uit, jy weet, hulle kry jou net opgesaai, dan worry hulle nie oor jou nie. Solank jy daai maandelikse bedragie betaal, dan is hulle gelukkig. Hoeveel apps het ek nie al gekoop nie, wat ek wil gebruik met die beste vermoë, dan so 3 dae wat ek daai app gebruik het, dan is my commitment weg. Dan ly ek aan gamophobia. Ek praat laasweek met 'n besigheidsman, ek het by 'n gemeente gaan preek in Rustenburg, en hy kom sê vir my, hy het geleer, dat om besluite te neem, is nie so belangrik as om besluite te bestuur nie. Hy het agtergekom, hy moet net 'n besluit neem, en dan moet hy die gevolge daarvan dra. Dis hoe die lewe werk. Jy kan nie 'n perfekte besluit neem nie. Ek werk baie in korporatiewe maatskappye, en dan is ek daar vir 'n vergadering, en dan sien ek al hierdie beautiful presentations wat hulle doen. 'n Maand later kom ons terug, en dan doen hulle dieselfde presentation weer oor, en niks gebeur nie, want niemand neem 'n besluit nie. Hierdie groot corporate executives wil net goed lyk op 'n skerm, en almal laat dink hulle is besig met belangrike goed, maar niks verander nie. Daar's nie 'n commitment om goed deur te sien nie. Daar's 'n gebrek aan commitment. En een van die grootste redes daarvoor is die term FOMO. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie. Ons almal weet wat FOMO is, né? Fear of missing out. FOMO is a fear of better options. Dis hoekom jy nie commit nie, want jy dink iets beter gaan kom. Ek gaan maar met hierdie meisie uit, sy's mooi, maar sit nie 'n ring aan haar vinger nie, want jy weet, dalk kom maar 'n beter een. Daar's baie ouens wat nie werk vat nie, want hulle dink dis nie my ideale werk nie, daar gaan dalk 'n beter werk kom. Waar ek groot geword het in Natal, klein dorpie Besters, ons was 27 mense op die dorp. Beloof. Jammer om te hoor, ja. 4 van my dorpe kon in hierdie saal inpas, nee ek joke. 27 mense, die ou wat die winkel besit het, was 'n Indiër, sy naam was Galiek. Okay? Klein kafeetjie, Galiek. Nou Galiek het vir jou nooit klein geld gegee nie, dan stuur my ouers my na die winkel toe, dan koop ek iets, en sê hy, no change, take sweets. Kan julle dit onthou? Dan moet ek lekkers vat, daar was 2 opsies, okay? Daar was 'n swart balletjies, jy mag nie meer die naam van daai balletjies sê nie, want dit is polities inkorrek, okay? Daar was die swart balletjies, en daar was daar appelkoos sweeties, daai groot appelkoos sweets, julle weet, en dan was daar van daai marshmallow vissies gewees, so daar was 3 bottels. Dit was jou keuse, dit was jou opsies. As ek nou my dogtertjie, ek en sy gaan doen kruideniers inkopies, dan loop ons daar aan Checkers, lang aisle, vol lekkers.
Sê ek vir Grace, vat vir jou 'n sweetie. Sê sy, net een, pappa, sê ek, net een. Sy's in trane. Want as sy vir die een lekker ja sê, sê sy vir 400 lekkers nee. Ons het gedink om vir mense meer opsies te gee, gaan goed wees. Nee. Mense sit met hierdie vrees dat daar dalk iets beter kan wees. So dan wy ek myself nie toe nie. Ek wil, my voorligtingsjuffrou het gesê, 'n dominee of 'n prokureur, that's it. Dis al wat daar is vir jou, Herman. Vandag kan jy oor die 4000 grade gaan studeer. Kan jy dink die druk wat al hierdie opsies op mense sit? Maar die eerste kerk het volhard. Hulle het besluite geneem. My hart was so bly Maandag. Want Dani het by ons personeelvergadering aangekom en hy het gesê hy's verloof. So as julle vir Dani sien, wens hom baie geluk. Maar nog belangriker, wens vir Wiekie baie geluk. Sy's baie braaf om vir Dani ja te sê. Nee, ek jokes op, hè. Baie geluk, Wiekie, hoor. Kom ons sê vir haar geluk. Maar jy kan nou dink, as jy met daai nuus by 'n personeelvergadering opdaag, wat is die praatjies wat plaasvind? En een van die vrae wat ons vir Dani vra is, Dani, waar het jy geweet? Hy sê, een aand toe ek haar by haar huis gaan aflaai het, toe voel dit vir my, dis nie meer reg om haar af te laai nie. Toe maak hy 'n commitment, en hy begin spaar, en hy kry 'n ring, en hy maak 'n commitment aan haar. Baie mense sal sê, kom ons trek net eers in, ons kyk of dit werk. Nee. Hy het geweet, al hoe hierdie verhouding gaan werk, is, ek moet 'n commitment maak. Dit is wat die kerk doen. Die kerk het deur die eeue volhard, en hulle toegewy, en kyk wat sê daai teksgedeelte, hulle wy hulle aan 'n paar goed toe. Die eerste ene is aan die leer van die apostels. Dit sê ook hulle was daagliks in die tempel gewees. Die tweede een is die gemeenskap van die gelowiges. Die derde een is die breek van brood. Jy kan na dit toe gaan daarso, dankie. En die laaste een is, hulle het volhard in die gebede. Kyk na daardie 4 aspekte. Daagliks. Hoe lyk jou volharding in hierdie 4 elemente, in jou stap met die Here? Leer jy die woord? Is jy besig om dit te bestudeer? Is jy gereeld in die kerk om na prediking te luister? Waar deel jy jou lewe in gemeenskap met ander? Waar mense jou verantwoordelik kan hou? Hoe gereeld breek jy brood saam met ander mense, en dit hoef nie die nagmaal te wees nie, maar om 'n maaltyd saam te geniet, om gasvry te wees. En hoe gereeld bid jy saam met ander, vir dit wat jy wil hê, die Here moet doen in jou lewe en in ander mense se lewens. Volhard. Hulle hou aan. Hulle hou nie op nie, is onverbitter, unrelenting besig met hierdie goed. En ek dink hier's my groot vraag vir oggend. My groot vraag is, wat verhoed jou om te volhard? Ons almal het iets. Ons almal sit met iets wat ons keer om ten volle die Here na te volg. Wat bring daai gamophobia in jou lewe? Dalk is jy maar net lui. Kom ons wees eerlik. Dalk hou jy nie daarvan dat jou ongemak of jou gemak eerder weggeneem word nie. Ek het my lewe, dis hoe ek het leef, maar nou maak hierdie goed waartoe ek myself moet toewy en in moet volhard, is my ongemaklik. Ek hou nie daarvan nie. Kyk, niks maak mense vandag so kwaad soos as jy hulle ongemaklik maak nie. Dis asof ons gemak die hoogtepunt gemaak het van die lewe. Dis waartoe ons almal werk.
Die tweede ding is dalk vertrou jy God nie. Dalk glo jy nie dat jy God kan vertrou nie. En dat hy weet wat die beste vir jou is nie. Ek het al met baie mense gepraat, hulle voel onwaardig. Baie keer is dit jou sonde wat in die pad staan, jou vrese. Partykeer wil jy nie oorgee nie, want jy wil in beheer bly. En ek het 'n spesifieke gebed wat ek altyd bid, Here, gee my die vryheid om ja te sê. Dis die gebed. Gee my die vryheid om ja te sê. So vanoggend om af te sluit, 'n ritueel. Wat is 'n ritueel? 'n Ritueel is 'n uiterlike handeling van 'n innerlike realiteit wat in jou gebeur. Ons sluit 10 minute vroeg vandag af, want vir die laaste 10 minute gaan ons na die kruis toe stap. Op pad na die kruis toe is daar klippe. Ek wil hê jy moet vir jou 'n klip vat, en as 'n gesin kan julle ook net een klip vat. Julle elkeen hoef nie een te vat nie. Stap na die kruis toe. Daar is 'n plek links van die kruis waar jy jou klip kan neersit. En jou klip simboliseer vir oggend dit wat jou verhoed om te volhard. Wat moet jy vandag by daai kruis gaan neerlê sodat ek en jy ons potensiaal kan bereik in die Here? Watse klippe moet ons as 'n gemeente vir oggend daar gaan aflê sodat die Here ons kan gebruik in ons gemeenskap? As jy jou klip optel, stap na die kruis toe en bid en sê, Here, dis wat ek neerlê. As jy by die kruis kom, sit jou klip neer, stap na die kruis toe, vat aan die hout met jou hand en sê, Here, ek los dit hier. En dan is jy welkom om terug te kom en dan gaan ons lekker saam koffie drink en kuier. Is julle gereed? Ons as 'n gemeente gaan vandag alles wat tussen ons en ons volharding vir die Here, alles wat in die plek staan, in die pad staan, gaan ons neerlê. So ek het vir Jan gevra, Jan gaan voorloop as die gemeenteleier, en ek wil graag hê julle moet hom volg. Hy weet presies waar is die klippe, hy weet presies wat om te doen. So Jan is ons leier vir oggend. En julle is welkom om hom te volg. Dit is ook die einde van ons diens en julle is welkom om na die tyd saam met ons te kom koffie drink. Baie dankie.